Hallo en welkom by my eerste episode of my eerste podcast waaroor ek al gepraat het in my ander podcast wat bietjie meer gaan oor die Bybel, oor geloof, sulke goedjies. Die podcast is getitel Wat die Bybel sê en daar's 'n goeie rede daarvoor. Ek is my hele lewe lank 'n Christen en ek het al te veel temas gehoor, gepreek word, geleer word, in die kerk, buite die kerk, oral oor, wat nie volledig geleer word nie. Ek is nie 'n pastoor nie, ek is nie 'n predikant nie, maar ek glo die Bybel, ek glo hom van begin tot einde, en ek wil gesels op hierdie podcast van my, wil ek sommer gesels oor temas wat ek dink belangrik is, sommige temas wat kontroversieel kan wees, soms, dit behoort nie kontroversieel te wees nie, en ek gaan net daarna kyk 100% vanuit 'n Bybelse oogpunt, en die skrifte bespreek, en hier en daar my opinie gee. Ek wil nie te veel van my opinie gee nie, ek dink die Bybel is heeltemal goed genoeg, die Bybel is voldoende om op sy eie bene te staan, maar ek wil dit graag doen. Ek wil graag gesels oor sekere temas, dit help my ook om meer te leer, want dit dwing my om 'n bietjie studies te gaan doen, en dit is altyd goed om weer na sekere temas te kyk, want mens kan nooit genoeg geleer het nie. So, wanneer ek hierdie temas doen, dan leer ek myself ook, en baie keer, dan sal die Here vir my ook opnuut na iets laat kyk, na sekere temas. So, hierdie eerste tema is soms baie kontroversieel. Het gaan oor tiendes. Die van julle, ek neem aan as jy hierdie video kyk, dan is jy bewus van die tema van tiendes. Net 'n kort opsomming, dis basies in Hebreë is dit 'n lering in die kerk, in die Christelike kerk, dat mense 'n tiende van hulle salaris vir die kerk gee, maandeliks. Dis min of meer wat die lering is rondom dit. So ons gaan 'n bietjie kyk na dit uit 'n Bybelse oogpunt, en al die verse rondom dit bietjie bespreek en so aan, en ons sal na al die verse kyk. So interessant, as 'n mens die woord tiendes, of in Engels tithing, tithed, gaan opsoek, dan is daar min of meer net 18 verse in die Bybel wat dit voorkom. In die Nuwe Testament kom dit 2 keer voor, en dan in die Ou Testament min of meer 16 keer, dit hang af hoe tegnies jy wil raak daaroor. Net 'n paar interessante punte oor tiendes. Al die lering oor tiendes is in die Ou Testament. Daar's geen lering oor tiendes in die Nuwe Testament nie. Slegs in Matteus 23:23 en Lukas 11:42 kom tiendes voor in die Nuwe Testament, so ons sal bietjie later gaan ons nou in diepte daarna kyk. Maar dit is die keer toe Jesus die Fariseërs uitgetrap het oor hulle skynheiligheid. Jy mag dalk onmiddellik vra, wat van gee? Vir ons as Christene moet ons nou nie gee vir die kerk en so aan nie. Ja, daar sal een van die volgende video's sal dan wees oor wat sê die Bybel oor gee. Dan is daar ook 'n baie belangrike skrif in Handelinge 15, wat gaan oor wat die heidene, die sogenaamde heidene, moes gedoen het, wat hulle geleer is deur die apostels, wat betref die wet, want die wet is baie belangrik as 'n mens gesels oor tiendes. Dis interessant dat tiendes nooit geleer was aan die nuwe gelowiges, die nie Joodse gelowiges
tiendes was nooit geleer aan hulle, toe hulle in persoon geleer het oor Christendom of selfs in die briewe nie. Dis nooit 'n lering gewees nie. In my lewe het ek self was ek self by kerke gewees waar onder andere die volgende goed gesê is. As jy nie tiendes gee nie, is jy nie gered nie. God kan jou nie seën as jy nie jou tiendes gee nie. En dis sonde om nie jou tiende te gee nie. En daarby was bedoel as jy nie 'n tiende of 10% van jou maandelikse salaris vir die kerk gee nie. So ons gaan kyk na die verse in die Bybel, wat sê die Bybel? Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Voordat ons na die spesifieke verse kyk, gaan ek nou net 'n tydlyn opsit. En miskien sal dit baie van julle help. Dit help my ook om dit elke nou en dan weer net bietjie na te kyk. Dis 'n Bybelse wêreldtydlyn. En jy sal sien die totale lengte van die Bybelse wêreldtydlyn, met ander woorde van Adam tot waar ons vandag is min of meer 6000 jaar. Dis die Bybelse tydlyn. Dan so min of meer 6000 jaar terug het Adam geleef. So hy was, omdat ons nou so 2000 jaar na Jesus is, was Adam so 4000 jaar voor Christus. Baie belangrik, die wet van Moses en Moses self uit die hart van die saak was omtrent 1500 jaar voor Christus. Dan wat die rooi 0 is, dit is waar Jesus gebore is en homself openbaar het aan die mense, is die 0, dis Jesus, en dan die 2000 jaar na dit is waar ons vandag staan. So die geel is van Moses van Adam tot by Moses, dis die geel gedeelte, die groen gedeelte is van Moses en waar hy die wet gegee het tot by Jesus, en dan die blou gedeelte is die 2000 jaar van Jesus tot waar ons nou is. So dit is nogals belangrik, en nou kan dit miskien een kant hou, want ek gaan nogals baie daarna verwys. Ek dink is belangrik as 'n mens, baie van die leringe in die Bybel is verskriklik belangrik en interessant om te weet wanneer dit plaasgevind het op die Bybelse wêreldtydlyn. Nou in die Ou Testament voor die wet is daar slegs 2 plekke waar tiendes genoem word. Die eerste gedeelte, of die eerste skrif in die Ou Testament waar tiendes genoem word voor die wet, is in Genesis 14. Dit is baie interessant om die hele hoofstuk te gaan lees, en ek sal mense altyd aanbeveel, gaan lees 'n hele hoofstuk, maar nooit net een versie vat nie. In Engels sê hulle context is king, en ek stem saam met dit. So daar was 'n oorlog toe Abraham in Israel gewoon het, wat toe nou nog nie Israel genoem was nie, dit was op daai stadium nog Kanaan, was daar 'n klomp konings, onder andere van Sodom, Gomorra, Atmas, Seboim en Bela, wat getuister is deur ander konings, die koning van Kedorlaomer, koning Tidal, Amrafel, Ariok, dit was die 5 konings teen die 4. Laasgenoemde konings het die eerste 5 konings aangeval, hulle het alles gevat wat hulle kon, en toe nou op loop gesit daarmee. Onder andere het hulle ook vir Lot, Abraham se broerskind, ook ontvoer, en al sy besittings en sy familie en so aan. Abraham het hulle egter agterna gesit met sy manskappe. Hulle het hulle gered, hulle het alles teruggebring wat die 4
bose konings gevat het, en hulle teruggegaan, en met alles wat hulle ook teruggekry het. En nou, ek gaan nou net hierso lees wat toe gebeur het. Dis Genesis 14 van vers 17 af. Toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedor Laomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Savevlakte, dis die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag gegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 1/10 van alles gegee. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net my mense en vat die besittings vir jou. Maar Abraham het geantwoord, ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die Here, voor God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê, ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Afgesien van wat my manskappe geëet het, kan jy my buite rekening laat. Maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, hulle moet hulle deel kry. Goed, jy kan dit weer gaan lees as jy wil, dit is baie interessant. Wat gebeur het is, Abraham het alles teruggebring, en vir een of ander rede het die priester Melchisedek hom tegemoet gekom. Melchisedek het vir Abraham wyn en brood aangebied. Ek dink dit was 'n tradisie in daai tye. En Abraham het toe vir hom 1/10 gegee van alles wat hy teruggekry het. Maar onthou nou, dit was nie Abraham se goed nie. Dit was Lot en die ander 5 konings se besittings en mense wat Abraham gaan red het. Dit was nie Abraham se nie, dit was nie sy maandelikse salaris nie, dit het nie eers aan hom behoort nie. Maar hy het, ek neem aan uit respek en eerbied vir die priester Melchisedek, het hy 1/10 gegee. Dis al wat daar staan. Daar staan nie dat die Here hom beveel het om dit te doen nie. Daar was geen lering gegee rondom dit nie. Maar wat baie interessant is dat die koning van Sodom sê toe vir Abraham, gee my net my mense terug en dan kan jy die res hou. Maar Abraham sê toe nee, ek sal niks vat van jou af nie, ek wil niks hê van jou af nie. Hy sê dat hy 'n eed afgelê het, dat hy niks sal vat wat aan die koning van Sodom behoort nie. So die ander 90% het hy vir die koning van Sodom gegee. Hy het nie 90% vir homself gehou nie, hy het die res alles teruggegee aan wie dit behoort het. So dit is belangrik om te weet dat hierdie voorbeeld was nie relevant tot ons vandag nie. Dit het nie in die eerste plek nie aan Abraham behoort nie. Dit was nie sy maandelikse salaris nie. Dit het hom nie toegekom nie. Hy wou dit nie gehad nie. Hy het 10% vir Melchisedek gegee, wat ook later in die Nuwe Testament genoem word, dat Jesus was 'n priester in die Engels sê in the order of Melchizedek. Jesus en Melchisedek, daar word 'n lyn getrek tussen hulle, dat hulle albei priesters was van God. So ons kan seker aanneem dat aangesien Melchisedek genoem word in die Nuwe Testament en dat hy met Jesus vergelyk word, dat Melchisedek 'n goeie mens moes gewees het en 'n priester. Ons verstaan nie, ons weet nie veel daarvan af nie, want die priesterdom vir Israel het eers 1.500 jaar later of so het dit gekom, 500 jaar later. Maar nietemin, Abraham het 10% vir Melchisedek gegee. Dit was 'n once-off. Hy het dit nie gereeld, hy het dit nie elke maand vir hom gegee nie. Hy het nie aanbid by die kerk van Melchisedek nie. Dit was bloot eerbied, uit eerbied wat hy dit gedoen het. Dit was nie 'n opdrag van God nie. En die res van dit
het hy teruggegee vir die koning van Sodom, aan wie dit behoort het. Hy het dit nie gehou nie. Dit is nogals belangrik. Die volgende skrifgedeelte voor die wet is Genesis 28 vers 20 tot 22. En dit is waar Jakob 'n gelofte aan God afgelê het. Ek hoor nooit mense preek dit nie. Dis die ander keer voor die wet wat tiendes genoem word. Maar ek lees dit. Jakob het ook 'n gelofte afgelê. As God werklik by my sal wees, my op pad na Padan Aram sal beskerm, my kos en klere sal gee, en my weer veilig na my ouers laat terugkeer, sal die Here ook my God wees. Verder het hy gesê, die klip wat ek hier regop gesit het, en wat soos 'n pilaar lyk, sal 'n simbool van die Here se teenwoordigheid wees, en Here, van alles wat U my gee, sal ek 'n tiende aan U teruggee. Dis interessant, Jakob stel eintlik 3 voorwaardes. Hy sê, as God werklik by my sal wees, my klere sal gee, en my veilig na my ouers sal laat terugkeer. Daar's 3 voorwaardes wat Jakob gee. Hy sê, as God daai 3 goeders doen, dan aan die einde van die vers sê hy, sal ek 'n tiende aan God teruggee. So dis nie 'n baie goeie voorbeeld van 'n verhouding met die Here nie, sal ek sê. Dat jy voorwaardes stel, en in ruil vir jou voorwaardes, sal jy dan aan God 'n tiende gee. So net terloops en interessant, daar's nooit melding gemaak hierna, dat Jakob het ooit gedoen het nie, maar ons weet dat God vir Jakob ryklik geseën het. Jakob het uiteindelik Israel geword, wat die naam is van God se nasie. So dis die enigste 2 plekke in die Ou Testament voor die wet, wat tiende ooit genoem word. Goed, ons kom nou by die wet, die wet van Moses in die Ou Testament, en daar's 1 of 2 meer skrifte, maar die 4 skrifte wat ons gaan lees is in Levitikus 27, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26 en Numeri 18. So ons gaan bietjie kyk wat sê die wet spesifiek oor die tiendes, en dis die instruksies wat gegee is aan die volk van Israel, spesifiek oor tiendes. Dis die enigste instruksies in die Bybel wat gegee is oor tiendes. So as jy wil weet, wat is die tiende, wat was die tiende vir die Israeliete, en as jy die titel tiende wil gebruik in terme van jou Christenskap, en met verwysing tot die Bybel, dan is die volgende wat dit sê. So in Levitikus 27, ek gaan lees van vers 30 af. Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, die vrugte van die bome, behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die 5de deel daarvan byvoeg. Ek dink dit beteken, as hulle 'n deel van die tiende nie wou gee nie, of nie gegee het nie, dan kon hulle dit in geldvorm, 'n 5de daarvan kon hulle ruil, en geld gee, tot die waarde van 'n 5de daarvan, en nie van 'n tiende nie. Met ander woorde, hulle kon geld gee vir dubbel die hoeveelheid, as hulle nie die vee wou gee nie, of nie die vrugte van die bome nie. Vers 32, wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee, alles wat onder die herdersstaf deurgaan,
Die 10de moet aan die Here heilig wees. Daai herderstaf beteken, die herder het gestaan letterlik met 'n staf, en dat die beeste en die diere het onder dit deurgeloop, en elke 10de een was dan geheilig aan die Here. Ons gaan nou gesels wat beteken dit om geheilig te wees aan die Here. Baie interessant, vers 33, hulle mag nie ondersoek of het goed of sleg is nie, dit nie omruil nie, maar as hulle dit tog omruil, moet dit en die geruilde heilig wees. Dit mag nie gelos word nie. Dis die gebooie wat die Here Moses by die berg Sinaï vir die kinders van Israel beveel het. En ek sê, daai is interessant van die 10des. Die 10de dier wat onder die herderstaf deurgeloop het. Hulle mag dit nie ondersoek het en gesê het, daai dier is gebrekkig of lelik of wat ook al, of dis 'n baie mooi bees, ek wil hom eerder hou nie. Nee, dit was net elke 10de een. En ek sê dit, want in my tyd in kerke, het ek baie keer predikante gehoor sê en pastore hoor sê, as jy 'n 10de gee, dit is die eerste en die beste wat jy dan vir die Here gee, maar as jy teruggaan na hierdie eerste instruksies toe, van wat 'n 10de was, is dit baie duidelik dat God sê, die 10de vir die Israeliete was die 10de dier, ongeag of het 'n goeie of 'n slegte dier was. Hulle mag hulle nie geondersoek het om te sien wat is die toestand van die dier nie. Dit was slegs die 10de dier elke keer. Vir my was dit, toe ek dit raak gelees het, die eerste keer was dit baie interessant. Ons gaan na Deuteronomium 14, vers 22 tot 29. Jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad, wat jaar vir jaar uit die land uitspruit, vir 10, met ander woorde in 10des opdeel. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon. Die 10des eet van jou koring, van jou mos en van jou olie en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. Dis vers 23 van Deuteronomium 14. Dit is baie interessant. Hy sê, jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon. So as jy nou verder lees, dan kom jy nou agter die plek wat God uitgekies het, is Jerusalem, en meer spesifiek die tempel in Jerusalem, wat hy uitgekies het, en dan sê het, wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die 10des eet van jou koring, van jou mos en van jou olie, en die eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, so hulle moes Jerusalem toe gaan, om hulle 10des te vat na die tempel toe. Dus hoekom hy sê, as die pad vir jou te lank was, met ander woorde, as hulle te ver gebly het, van Jerusalem, om al hierdie goeders nou te vat, om die vee te vat, as hulle baie goeie oes gehad het, of 'n goeie opbrengs, en dit was dalk te veel, dan sê hy, as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te vestig, Jerusalem, te ver van jou af is, as die Here jou God jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak, en die geld in jou hand bind, en na die plek gaan wat die Here jou God sal uitkies. En ek wil net gou weer stop daarso. Ek het ook al die idee gehoor, dat mense sê, ja, die Israeliete het daai tyd, het hulle diere en vrugte en so aangegee as hulle 10 is, want daar was nie geld nie. So dis onwaar, daar was geld. Want hierso in Moses se tyd al,
gee die Here vir hulle instruksies van as daar te veel van die 10de is, dan kan hulle dit ruil vir geld, want dit is makliker om geld te vervoer. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Ek het nog nooit 'n pastoor hierdie vers hoor preek oor 10des nie. Ek lees dit weer. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterkdrank en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God en vrolik wees jy in jou huis. Ek het dit nog nooit gehoor preek nie. So God sê, julle moet julle 10des bring na Jerusalem toe, na die tempel toe. As dit te veel is, ruil dit vir geld, met ander woorde verkoop dit, vat die geld, gaan Jerusalem toe met jou gesin, en daar moet jy die geld gee, dan moet jy weer koop, vir alles wat jou siel begeer. Beeste, kleinvee, wyn, sterk drank, vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God, en vrolik wees, jy in jou huis. Hierdie is God se woord. Jy kan dit gaan lees. Ek gaan lees dit asseblief. Niemand het die reg om God se woord te verwater en te sê, ja, maar dit of dat, maar hierdie pas nou nie in by my idee van wat 'n 10de is nie. Niemand het die reg om dit te doen nie. Nie as jy 10de wil preek nie, nie as jy as Christen uitlatings wil maak oor 10de nie. Hierdie is deel van dit. Vers 27, maar die leviet wat in jou poorte is, hoe moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die 10des van jou opbrengs in die jaar en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling, die wees, die weduwee wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word, sodat die Here jou God jou kan seën in al die werk van jou hand wat jy doen. En dit is so nodig dat 'n mens daar moet stop en lees en verstaan wat die Bybel sê. Nou, net om terug te kom vinnig eers na die leviet toe, of die leviete. As 'n mens nou al die boeke van Moses gaan lees, dan sal jy sien, die stam van die leviete, uit hulle uit is mense gekies om die dienaars te wees in die tempel. Hulle het gewerk in die tempel. Dit was die leviete, dit was die stam van die leviete, is gekies gewees om te werk in die tempel voltyds, al hulle geslagte. Hulle kon nie boere word nie, hulle kon nie ander ambagte gaan aanleer nie, hulle was geroep om in die tempel te werk, so hulle kon nie geld vir hulle self inbring nie, en dis hoekom, dis 'n groot deel van wat die 10de was. Ek gaan dit weer lees. Die leviet wat in jou poorte is, en dit gaan oor die leviet in die spesifieke dorp waar die Israeliete gebly het. So as jy nie in Jerusalem gebly het nie, jy het in 'n ander dorp gebly, dan die leviete wat in jou dorp woon, wat die Here gedien het in jou dorp, sê die Here, moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Met ander woorde, hy kry nie grond om mee te boer nie, hy het nie ander inkomste nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die 10des van jou opbrengs in die jaar en dit in jou poorte wegsit. So elke 3de jaar moes die Israeliete hulle 10de na die poorte toe vat. Daar was stoorhuise, ons gaan ook nog daarby kom. Daar was stoorhuise, en die elke 3de jaar se 10de het na die stoorhuis toe gegaan vir die leviete, sodat hulle ook kos kon hê, sodat hulle ook iets kon opbou, en nie arm was nie, met ander woorde. Dan moet die leviet kom, omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling, en die wees, en die weduwee wat in jou poorte is. As jy vreemdelinge, die wese, met ander woorde, kinders sonder ouers,
en die weduwee. En hulle moet eet en versadig word, sodat die Here jou God jou kan seën in al jou werk van jou hand wat jy doen. Dis baie duidelik en dis baie eenvoudig wat die Bybelse instruksies is rondom tiendes. Die Israeliete moes elke jaar hulle opbrengs na Jerusalem toe vat en dit daar saam met hulle gesin gaan geniet. Hulle moes dit self gaan geniet het. Met ander die diere, met ander woorde, is geoffer en hulle het geëet aan die diere. Ek wil dit nie lig laat klink nie, maar dit was 'n braai. Hulle die kos gaar gemaak, hulle die diere geslag en dit geëet saam met hulle groter gesinne. En hulle het die graan en al daai goeders, hulle het brood gebak daarmee ensovoorts. En hulle het wyn gemaak van die druiwe en hulle het dit geëet saam. Dis wat gebeur het. Die derde jaar, elke derde jaar moes hulle dit vir die Lewiete gee, so die Lewiete ook kos gehad het. Die volgende skrif is Deuteronomium 26 vers 12. Deuteronomium 26 vers 12 sê, om die 3 jaar is dit 'n jaar van tiendes. Dan moet jy 'n tiende van die opbrengs van jou land op sy sit. As jy dit op sy gesit het, moet jy dit gee aan die Lewiet, die vreemdeling, die weeskind en die weduwee, dat hulle nie steeds genoeg kan hê om te eet. So dis maar net 'n nogals 'n opsomming van die vorige versgedeelte, en dan Numeri 18 vers 21 tot 32. Numeri 18, 21 tot 32. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi, dis die Lewiete, al die tiendes van Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig, die dienswerk van die tent van samekoms. Die tent van samekoms was die, nou vergeet ek die woord, die tabernakel. Dit was voordat daar 'n tempel gebou was in Jerusalem, die tent, die tabernakel wat hulle saam met hulle getoer het, die 40 jaar in die woestyn, was die tent van samekoms. Die kinders van Israel moet nie meer naderkom na die tent van samekoms om sonde op hulle te laai sodat hulle sterwe nie. Dis nou vir die Lewiete, maar die Lewiete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig en hulle moet hulle ongeregtighede dra, 'n ewige insetting in julle geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Geen erfdeel nie beteken hulle het nie stede gekry nie, hulle het nie land gekry nie. Dis nou die Lewiete. Die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die Lewiete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat ek aan julle van hulle as julle erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n tiende van die tiende. So hoe dit gewerk het is, jy was die volk van Israel, bo-oor hulle was die Lewiete, bo-oor hulle was die priesters en heel bo was die hoëpriester. So die Here sê, die volk moet 'n tiende van hulle opbrengste bring aan die Lewiete en aan die Lewiete moet weer 'n tiende daarvan vat en vir die priesters gee. En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring van die dorsvloer af en soos die volle opbrengs uit die parskyp. So die Here sê daarso, dit wat die Lewiete kry 'n tiende, dan gee hulle weer 'n tiende en die Here beskou dit as hulle handewerk, die tiende wat hulle gee. So moet julle ook 'n offergawe aan die Here afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem en julle moet daarvan die offergawe aan die Here aan die priester Aaron gee. Van julle gawes moet julle die hele offergawe aan die Here afgee, van al die beste daarvan as die heilige gawe wat daarvan moet afgaan. So hier kom die ding van die beste in. Die Lewiete, as hulle dan nou vir die priester gegee het, moes hulle uit dit wat die Lewiete gekry het,
moes hulle die beste kies en die beste tiende gee vir die priester. Jy moet dan vir hulle sê, as julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die leviete gereken word as opbrengs van die dorsvloer en as opbrengs van die parskuip. En julle mag dit op enige plek eet, julle en julle huisgesin, want dit is vir julle 'n loon vir julle dienswerk by die tent van samekoms. En julle sal daarby geen sonde op julle laai as julle die beste deel daarvan afgee nie. Julle mag die heilige gawes van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie. Goed, nou kom ons by die gedeelte, as jy terug wil gaan na die tydlyn toe, van na die wet, na Moses, tot by Jesus. Dit was min of meer 1500 jaar, so die wet van die tiendes is gegee, die gebeurtenisse voor die wet het plaasgevind, dit was met Abraham en met Jakob, toe was die wet van Moses gegee, en nou gaan ons 'n paar gedeeltes lees van waar 'n tiende ter sprake kom, na die wet van Moses gegee is. En die eerste is in 2 Kronieke 31:5. Sodra die bevel uitgevaardig is in Israel, het hulle die eerste vrugte van koring, wyn, olie en van hulle beeste en van die opbrengs van die land en die tiendes van alles in oorvloed gebring. Hierdie is maar net 'n samevatting weer van wat 'n tiende was. En selfs 'n paar honderd jaar na Moses is dit hoe die Israeliete dit gebruik het. En ek wil net klem lê hierso op wat is gegee as tiendes, want dit is baie belangrik. Ek sê weer, dis 2 Kronieke 31 vers 5. Sodra die bevel uitgevaardig is in Israel, het hulle die eerste vrugte van koring, wyn, olie, beeste, opbrengs van die land, dis soos vrugte en groente, en die tiendes van alles in oorvloed gebring. Daar was lankal geld, nog steeds moes hulle nie geld gebring het nie. Daar's 'n baie spesifieke rede waarom die Here gesê het, hulle moes hierdie opbrengste van die land as tiendes bring. Nou enige boer sal vir jou sê, uit die aard van die saak, hulle hang af die sukses van hulle oes, die sukses van hulle veeboerdery hang af van reën. Niks is so belangrik soos reën nie. Geen mens kan reën maak nie. Reën is tot vandag toe, en spesifiek in daai tye was reën gesien as God wat sy seën uitgiet oor die land. Want as dit reën, dan gaan dit goed met die boere. En dit is belangrik om te onthou, hierdie tiendes wat gebring is, was gebring deur die boere. Dit was nie gebring deur mense wat ander vaardighede gehad het, mense wat enige iets anders kon maak met hulle hande nie. God het nooit gevra, hulle mag nie geld gebring het nie, en hulle mag nie enige iets anders gebring het wat hulle met hulle hande gemaak het nie, want dan was dit iets wat hulle self gemaak het. Maar die tiende wat God gevra het, is dit wat hy laat voortspruit het uit die land, deur reën, deur sy seëning. So dit was nie die mense se vaardighede of die mense se geld nie. Die volgende skrif, terloops, dit het my baie laat dink, dat selfs in Israel se tyd was dit net die boere, en almal het nie geboer nie. Onthou toe die Israeliete uit Egipte gered is, toe het, meeste van hulle was slawe gewees, hulle was nie boere nie. Daar was sekerlik, sommige van hulle wat boere was, dis hoekom die Here gesê het, hulle moet hierdie tipe produkte bring as tiendes. Maar almal was nie tiendes nie, daar was van hulle wat vaardighede gehad het om goeders te maak vir die tempel, leer ons later aan. Hulle het materiaal geweef, hulle was silversmede en goudsmede ensovoorts, klere gemaak, daai tipe van goeders.
dalk wapens gemaak. Almal was nie boere nie. Die volgende skrifgedeelte is Nehemia 10:38. 'n Priester uit die nageslag van Aaron sal die leviete vergesel wanneer hulle tiendes insamel. Die leviete sal 1/10 van die ingesamelde tiendes na die huis van ons God toe bring, na die opslagplekke by die voorraadkamer toe. Hierdie is baie belangrik en baie interessant. Jy kan die hele boek van Nehemia gaan lees oor die voorraadkamers. In Engels, meeste mense ken dit in Engels, the storehouses of God. Dit mag dalk jou bekend klink, en dis omdat ons nou binnekort daarby gaan uitkom. Maar dit gaan oor die stoorhuis waarvan daar gepraat word. Die volgende skrif is Nehemia 12:44. Op die dag is sekere manne aangestel oor die kamers van die koning se stoorkamers, om die offergawes, die eerstelinge en die tiendes van die dorpe daarin bymekaar te maak, soos dit geskryf is in die boek van die wet, dis nie die wet van Moses, vir die priesters en die leviete, omdat die Judaïte hulle verheug het, omdat die priesters en die leviete opgestaan en gewaak het in die huis van hulle God. So dit is net nog 'n verwysing na die stoorkamers. Stoorkamers het 'n baie interessante geskiedenis in Nehemia. Dit het so goed gegaan met die volk Israel, dat wanneer die Israeliete, hulle was so geseën deur die Here, toe hulle tiendes moes begin bring het, toe was daar nie genoeg plek nie. Dit het oorgeloop, en hulle moes stoorkamers aanbou, om die tiendes van al die opbrengs van die land en van die diere, moes hulle nog stoorkamers bybou. En dit is hierdie stoorkamers waarvan gepraat word in Nehemia. Gaan lees gerus die hele boek van Nehemia, dis baie interessant. En die laaste skrifgedeelte in die Ou Testament na die wet, met ander woorde voor Jesus se koms, voor die Nuwe Testament. Hierdie is die skrif wat meeste van julle sal herken, want dit is die skrifgedeelte wat meeste gebruik word in die kerke, as dit by tiendes kom. Het sê so, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my. Julle, die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. En dis een van daai skrifte wat context is king. Om Maleagi te lees en te verstaan, moet jy weer eens soos altyd om Maleagi te lees en te verstaan, moet jy die hele boek lees, en jy moet verstaan aan wie dit geskryf is. Natuurlik is die hele Bybel geskryf vir al die Christene. Ons moet alles daarin lees en alles verstaan daarin, of probeer verstaan so ver as moontlik. In Maleagi 2, vers 1, is God aan die woord, en hy sê nou, hierdie opdrag is vir julle, o priesters, as julle nie luister en doen nie, en as julle dit nie ernstig opneem om eer aan my naam te gee nie, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge vervloek, en inderdaad,
ek het dit alreeds vervloek, omdat julle dit nie ernstig opneem nie. Mens moet baie versigtig wees as jy begin simboliek trek uit die Ou Testament uit. Ek het al gereeld preke gehoor, waar mense Maleagi 3 vers 8 tot 10 daar rond quoteer, en dan sê hulle die stoorhuis is die hedendaagse kerk. As jy dit so vat, goed, maar dan moet jy dit deur die hele boek trek. En dan moet ek vra, wie is dan die priesters? As God met die priesters praat, wie is dan simbolies van die priesters in die Nuwe Testament? As die stoorhuis van God dan nou die kerk geword het, dan hierdie boek is gerig aan die priesters, nie aan die algemene volk nie. So mens moet baie versigtig wees hoe jy dinge wil interpreteer en betekenis bind aan sekere woorde, net omdat dit mooi klink. Laastens, rakende tiendes, is daar slegs 2 verse in die Nuwe Testament wat tiendes noem. Dis Matteus 23:23 en Lukas 11:42. En ek gaan dit lees, en dan kan ons vinnig daaroor gesels. Ek gaan sommer Matteus 23:23 lees. Hierdie is die gedeelte waar Jesus die Fariseërs eintlik uittrap, en meer as uittrap. Hy vertel die konteks van die Fariseërs, hulle was 'n politieke party, en hulle was werklik die vyande van Jesus gewees. Ek sal enige video daaroor ook doen, dis baie interessant. Maar hierso is die vers. Jesus sê, eintlik het hy op hulle geskree. Hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Die ander dinge waarvan hy praat is hierso, is die tiendes waarna hy verwys. Hy sê, hulle behoort dinge soos reg en barmhartigheid en trou, moet hulle vooropstel. Want hulle laat daai dinge agterweë. Maar let op, toe hy met hulle praat oor tiendes, eerstens het hy met die Fariseërs gepraat, hy het nie met die gelowiges gepraat nie. Hy het vir die Fariseërs gesê, dis reg, as julle tiendes wil doen, hou aan daarmee, maar let op, dat die Fariseërs in die Nuwe Testament ook nog nie geld gegee het nie. Hulle het kruisement, anys en koriander, het hulle 10de van hulle speserye gegee. So selfs in die Nuwe Testament, en Jesus beaam dit, dat die tiendes, soos wat dit deurgekom het van die Ou Testament af, steeds so was. Dit het nie skielik verander na iets anders toe, na 'n tiende van jou salaris, 'n sekere hoeveelheid geld of so nie. Die tiende lering van die Bybel bly dieselfde reg deur die Bybel. En selfs in die Nuwe Testament is dit nie geld nie. Dis in hierdie geval is dit speserye. Eintlik hartseer. Nou ja, dit dan nou alles oor die tiendes. En jy mag dalk nou vra, maar jy het nou al baie gehoor van tiendes deur jou lewe, maar wat dan nou, hoe moet jy dan nou gee? Moet jy nou tiendes gee, moet jy nie tiendes gee nie, hoe werk dit dan nou? So my doel met hierdie video is slegs om
uit te wys wat is tiendes. So jy kan nie rondloop en 10% van jou salaris vir die kerk gee of vir die pastoor gee en sê dis jou tiende nie, want dit is nie. Dis nie 'n Bybelse tiende nie. Een van die volgende video's wat ek sal maak sal gaan oor gee vir Christene. Hoe gee Christene? Vir wie gee Christene? Waarom gee Christene as dit by die kerk kom en so aan. So net omdat 'n tiende, soos wat dit 'n Bybelse lering is, nie op ons mee van toepassing is nie, beteken dit nie jy moet nie gee nie. Dit beteken net jy moet beter verstaan en jy moet nie jy val nie onder die Ou Testamentiese wet lering van Moses van tiendes nie. En jy kan ook nie die Ou Testamentiese wet en verse gebruik om mense te probeer manipuleer om 10% van hulle salaris na die kerk toe te bring nie. As Christene behoort ons te gee, want alles behoort aan God, so ons behoort te gee, maar in 'n volgende video sal ons meer daaroor praat. Ek hoop jy het hierdie geniet, en ek sal afsluit deur te sê, wat tiendes betref, dis wat die Bybel sê.